So, ek het gegaan en ek het gaan soek en ou Dr. Barbara O'Neill het vir ons gesê ons moet wild yam, wille yam room gebruik. So, wanneer iemand my nou kontak en vir my sê, Aldila, die wille yam room, een van die kliënte het nou die dag my gevra, hoeveel moet ek drink? Julle luister vir my. Wild yam is dit is amper soos 'n aardappelkierige patatpleintjie wat groei in die aarde. En dan vat hulle nou hierdie wille yam en dan sit hulle hom nou in 'n gel of in 'n room. En onthou nou, waar is my pragtige prentjie? Jou vel is jou grootste orgaan. En jou vel absorbeer mos nou alles dadelik in jou bloedstroom in. So nou gaan jy, en jy gaan nou wild yam gel van Aldila of waarever jy dan nou voel, jy wil wille yam room kry, onthou net, ek glo my goed is die beste, want ek gaan soek dit by die beste. So jy gaan nou elke dag, ek stuur vir jou so 'n potjie, dan gaan jy nou elke dag wille yam room, wild yam cream aansit. Waar sit jy dit aan en hoeveel sit jy aan? Jy begin met 2.5, daai klein teelepeltjie, of 2 pompies of 'n ertjie grootte. En nou moet jy jou siklus ken. Want die week wanneer jy bloei, mag jy dit glad nie aansmeer nie. So ek het fantastiese instruksies, almal sukkel net om my instruksies te verstaan. So die eerste 3 weke van jou siklus, smeer jy dit aan, en dan daai menstruasie wat moet kom, as hy menstruasie kom, moet jy dit nie aansmeer nie. Verstaan julle wat ek nou sê? So wat jy nou doen is, onthou nou, dit is wat ons noem 'n transdermal gel. So jy kies nou sensitiewe areas, met ander woorde, die binnekant van jou arm, die binnekant van jou been, daar by jou baarmoeder. En jy wil dit elke keer op 'n ander plek aansit. Jy wil dit nie heeltyd op dieselfde plek aansit nie. So 1 week sê jy vir jouself, ek gaan dit elke dag aan die arm sit. Dis hoe ek het onthou. Die tweede week sê jy vir jouself in die aand voor jy gaan slaap. Die tweede week sê jy vir jouself, ek gaan dit nou aan hierdie arm se sagte vleisies aansit. En dan die derde week sê ek vir myself, ek gaan dit daar by my baarmoeder aansit. Dan het ek my 7 dae bloei tyd, dan begin ek dan sê ek, right, ek gaan dit nou hierdie week in die binnekant van die been aansit. Volgende week gaan ek hom aan die binnekant van die been aansit, en die week daarna gaan ek hom weer op my baarmoeder aansit. En so roteer ek die area waar ek my wille yam aansit, en ek hou van 'n gel, julle, en hy trek dadelik in, en ek weet presies by wie ek hom koop, ek weet wie maak dit, en ek weet dit is die beste. En ek kan nie vir julle die verskil, ek het hierdie maand vergeet om te gebruik, met al hierdie gaas, en ek kon nie glo wat is die verskil in my toleransie, in my pet shop slang, in die hoeveelheid bloed, in die pynlikheid van my menstruasie. Dit was ongelooflik om die verskil te kon sien tussen as ek my wille yam gebruik en as ek dit nie gebruik nie. Okay. So dit is nou een metode van natuurlike hormoonvervangingsterapie wat jy kan gebruik. Jy kan nie wild yam gebruik as jy sintetiese goed gebruik nie. Jy kan nie wild yam gebruik as jy reeds borskanker of endometrium of cervixkanker het nie. Jy kan nie wild yam gebruik as jy besig is met chemoterapie en sulke goed nie. Ons probeer as holistiese praktisyne om nie lyne te kruis met die medisyne nie, want hulle kan dit nie hanteer nie. So as jy na my toe kom en jy's 'n normale, gesonde vrou, alles is okay, en jy sê vir my, ek is besig om in perimenopause te gaan, en ek is nie op hormoonvervanging nie, ek is nie op sensitiewe goed nie, ek is nie op sintetiese goed nie, is wille yam baie, baie veilig en baie, baie goed om te gebruik.